In hierdie slotepisode van hierdie hele reeks oor 'n voorspoedige lewe, gaan ons bietjie meer die ding ground. Kom ons earth hom, soos ek sou sê. En ons gaan praat oor 5 bewese finansiële beginsels. 5 bewese finansiële beginsels. Maar kom ons hoor net gou wat Paulus eers gesê het vir ons uit Galasiërs 5 vers 1. Hy sê daar, staan dan vas in die vryheid waarmee Christus jou vrygemaak het. Dit is vir my wat belangrik is hier in hierdie hele reeks te gepraat het. Kom ons bly by ons vryheid en nie onsself weer onder 'n juk van of godsdiens of tradisie of oningeligtheid of persepsies of paradigmas of wat dit ook al mag wees nie. Laat ons nie onsself weer onder daai juk bring nie. En dan 'n belangrike ding is ook die juk van geen aksie nie, ongedissiplineerdheid, om die status quo te handhaaf. So ons wil nie onsself weer onder daai juk bring nie. So hy sê, staan dan vas, staan vas, en ek wil jou aanmoedig met hierdie en jou bemoedig, staan vas in jou vryheid, waarmee Christus jou vrygemaak het. En laat jou nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Ons wil nie onder die juk van geld wees nie. Ons wil nie geld dien nie. Geld moet ons dien, en dis die doel met hierdie sessie waaroor ons praat hierso. So hier is die vraag weer eens, hoe vry is jy werklik, as jy nie finansiëel vry is nie? Dis 'n vraag wat jy jouself moet afvra. Finansiële vryheid is wanneer die inkomste uit jou beleggings groter is as jou lewensonkoste. So, jy hoef nie geld te vra vir toestemming om God te gehoorsaam nie. Jy hoef nie geld te vra om toestemming wanneer God jou 'n opdrag gee nie. Jy hoef nie geld te vra wanneer jy 'n begeerte in jou hart het of gelei word deur jou hart wat jy moet doen nie en wat jy wil doen nie. Jy kan dit nou doen. So, Hosea 4 vers 6 het vir ons gesê dat my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. So hier's 'n ander manier om daarna te kyk. Dit gaan daaroor om jou lewensmissie met passiewe inkomste te finansier. Dit is waaroor ons praat hier vandag. So die werklike doel van welvaart, en kom ons kyk vandag wat daai doel is. Heel eerstens, ons het laasweek, net 'n bietjie van opsomming wat hier vir jou wil gee. Dit gaan daaroor om mense met die evangelie te beïnvloed. Nie met politiek nie, nie met godsdiens nie, nie met die ekonomie nie, maar het gaan daaroor om mense met die evangelie te beïnvloed. Alhoewel ek met geld praat, beïnvloed ek jou met die evangelie. Want ons kyk uit die woord uit, wat sê die woord, en wat is God se hart vir jou aangaande finansiële vryheid. Dit gaan daaroor om 'n nalatenskap vir jou toekomstige geslagte te laat. Welvaartskepping gaan oor vryheid, mense. Dit gaan daaroor om voorsiening te hê vir jou lewe, voorsiening te hê ook vir jou visie, jou lewensmissie. So ek wil hê jy moet dink oor hoe wreed, hoe onregverdig God sou wees om vir jou geskenke en drome, talente, visioene te gee, en dan die voorsiening net bloot terug te trek en te kyk hoe jy afgebreek word en verneder is. Dit sal hom dan 'n leenaar maak, want God is nie 'n leenaar nie. God is 'n voorsiener. God hy verskaf, hy voorsien, hy gee. Want dit is wie God is. So kom ons kyk na hierdie 5 bewese finansiële beginsels. En ek wil dit miskien nog 'n ander klem sit, is 5 beproefde, want dit is beproef. Dis bewese finansiële beginsels oor hoe om te belê en hoe om te vermenigvuldig. Ons het in die vorige sessie 'n bietjie daaroor gepraat en sal 'n bietjie prakties hierna kyk vandag. Hier is die eerste beginsel. Nommer 1. Belê vir kontantvloei. Belê vir kontantvloei. Cash is king. Hierdie ding het ek jare terug in my lewe geleer. Dit is net goed. Dit voel net sommer goed as daar kontant in jou beursie is of ekstra kontant in jou bankrekening is. So ek wil hê jy met hierdie frase in jou kop kry. Kontantvloei beteken vryheid. Cash is king. Kontantvloei beteken vryheid. So kom ons sê, jou uitgawes is R50.000 per maand. En jy besit eiendom, byvoorbeeld, wat R80.000 per maand passiewe inkomste vir jou genereer. Raai wat? Jy is finansiëel vry. Daar's passiewe inkomste wat kom. R30.000 meer as wat jou inkomste is. Wat jy nodig het vir 'n maand. Nie inkomste wat jy nodig het in jou begroting vir 'n maand. So die inkomste uit jou beleggings is groter as jou lewensonkoste. Dit is anders as tradisionele finansiële beplanning hierdie mense. Ek praat daarvan terme van kontantvloei.
nie netto waarde nie. Want netto waarde is wat jy besit minus wat jy skuld. En dit maak 'n netto waarde. So baie mense wil net 10 miljoen rand aandele portefeulje hê, maar of hulle wil 1 miljoen rand se goud hê, jy weet, en dan kry hulle dit. En dis wonderlik en ek hoop jy doen dit, want dit is goed, dit is belangrik. Maar ek wil hê jy moet daaroor dink. Vandag hier so, daardie 10 miljoen rand se aandele portefeulje, jy gaan daardie aandele moet verkoop en sien hoe dit krimp met inflasie net om te oorleef. Dit klink vir my nie na vryheid hierdie nie. So as jy kontantvloei wil hê, moet jy uit daai portefeulje van jou uit geld haal en dit krimp jou portefeulje dan. So ons moet kyk hoe ons, onthou ek het gepraat in die vorige sessie van, daar moet 'n gap wees, they need to be added upon it. So as jy vir R500 meer gaan werk, dan moet daai R500 vir jou begin 'n belegging skep. Dis waar ons praat hier. So ek wil hê jy met jou voorstel, dis 'n ander analogie wat ek vir jou wil deurgee, dat jy 'n silwerplaas het. 'n beesplaas, melkery met 500 koeie wat jy besit. Jou koeie produseer melk wat jou dag na dag, maand na maand vir jou geld inbring. Nou luister hierna, belangrik. Jy drink die melk, jy verkoop die melk en jy leef van daardie inkomste. Maar jy verkoop of maak nie die koei dood nie. The golden goose beginsel. As jy die koei verkoop, kry iemand 'n wonderlike ete. Dis al wat jy daar kry, maar daar is nie meer inkomste nie. Reg? Jy het 'n eenmalige bedrag uit daai koei uitgekry en that's it. So die koei is die bate, die melk is die kontantvloei. Julle het dit? So jy moet steeds die plaas en die gesondheid van die koeie bestuur. Dis rentmeesterskap. To generate a income, a passive income. Hier is nog 'n analogie. Ek wil jy moet in die appelboord instap. Sien jouself in 'n appelboord instap. Stel jou voor jy het 'n appelboord. Jy leef van die appels, jy verkoop die appels, maar jy verkoop nie die bome nie. Want jy wil nie die bome verkoop nie, want dit produseer die appels vir jou. Die grond en die bome is die bate. Dis die bate wat jy het. Die appels is die kontantvloei. Nou sien jy hoe die verskil van tradisionele finansiële beplanning is van wat opgehoop het. So mense probeer ietsie bymekaar skraap. Hulle probeer spaar, leef van niks en hoop steeds om genoeg geld in die skatkis te kry. En net so by the way inhakies is verniet. Begin te kyk na wanneer jy of 'n polis het wat uitbetaal of 'n bonus kry. Verjaarsdagbonus, Kersfeesbonus, wat dit ook al mag wees. Kyk wat jy gaan begin doen met daai geld, want dis waaroor ons praat hierso. Want ek het in die vorige program met jou gepraat oor, jy het altyd iets in jou hande. En jy moet wysheid kry, jy moet finansiëel savvy hê. So, mense probeer iets bymekaar skraap, soos ek sê, hulle probeer spaar, leef van niks en hoop steeds om genoeg geld in hulle skatkis te kry. En wanneer jy aftree, wat net so terloops, jy weet, wat beteken aftree? Aftrede is nie 'n Bybelse konsep nie. Moenie werk vir 'n aftrede nie. Jy spaar nie vir 'n aftrede nie. Jy het nie anniteite vir 'n aftrede nie. Dis 'n gees van armoede persepsie. Wat beteken aftrede? Dit beteken nie meer van nut nie. Jy is alleenlik nie meer van nut nie wanneer jy laaste asem uitblaas. Maar jy's nie 55 en dan nie meer van nut nie. Jy's nie 60 en dan nie meer van nut nie. Jy's nie 65 en dan nie meer van nut nie. Nee, jy het nog 'n doel. Jou geld kan vir jou werk. Ek het dit in die vorige program genoem, alles wat ons nog kan doen, die impak, die invloed wat ons kan hê. So, dis nie 'n Bybelse konsep nie. Hard werk vir 40 jaar en dan vir 25 jaar net af. Geen nut nie. So daar is 'n seisoensverandering, maar daar is altyd 'n plek waar jy die hemel na die aarde kan bring. Invloed kan hê, impak kan maak. Daar's altyd iemand voor om lief te hê. God het altyd 'n doel vir jou in jou seisoen. So kry dus die dom idee van aftrede uit jou kop uit. Right? Let's move on. So sien jy hoe belegging vir kontantvloei so anders is as die skatkisbeplanning. Die spaarbeplanning. Hier is wat gebeur. Mense wat probeer leef vanuit hul bates, probeer leef vanuit hulle aandele. En dis verkeerd. Hulle moet daardie aandele bly verkoop. En mense doen dit selfs met mense wat klein besighede het. Hulle leef uit die til uit. Dis verkeerde konsep. Daar's nie dissipline daarin nie. So, dit skep 'n armoede mentaliteit, 'n arm mentaliteit. En dis die teenoorgestelde van vryheid. En ons het nou
Kyk wat sê die woord vir ons uit vryheid uit. So ons het almal al voorbeelde gesien van daai stingy miljonair wat nie 'n sent gee nie. En hulle gaan ook nie 'n sent ekstra spandeer nie. Hoekom nie? Omdat hulle so probeer spaar in wat hulle het. Hulle hou vas, krampagtig vas aan wat hulle het en is gewoond om wat hulle aangebou het en wat hulle opgebou het vir hulself. Daai skatkis wat hulle het. En hulle wil niks doen om hulle neseier om aan te raak nie. Hulle wil dit nie versteur nie. Hulle wil dit net los. Maar aan die ander kant is kontantvloei gelyk aan vryheid nou weer. So maak nie dus saak hoe ons dit sien nie. Maar wat ons moet sien is, maak jou ore weer toe. En voel hoe dit sou wees, wanneer kontant maand na maand in jou lewe instroom, sonder om in jou hoofsom in te delf. Daai kapitaal van jou. Sonder om daarin in te delf. En dit kan uit jou lewe vloei om uitgawes te dek en 'n seën te wees, omdat jy weet dat meer inkomste maand na maand gaan inkom. Dit is kontantvloei. So jy met jou denke gaan begin fokus. Jy moet jou fokus rig op hoe om kontantvloei te genereer. Wel, Steven, hoe gaan ek te werk om kontantvloei te genereer? Dit is hoekom jy hier is. Kom ons praat daaroor. Dit is hoekom ek hier is. So die tweede bewese finansiële beginsel is nommer 2, 'n welvaartpyplyn. Of eerder welvaartpyplyne, meervoud. So daar's net 3 welvaartpyplyne op hierdie reis, wat ek hier met jou oor gaan praat. Die heel eerste een is eiendom. Die tweede een is besigheid, wat jy besit, of entrepreneurskap, waar jy die besigheid begin, of jy aankoop van die besigheid, en dit omskep in 'n winsgewende besigheid. Dit kan 'n steers wees, dit kan 'n fastfood chain wees, of wat dit ook al mag wees. Derdens, papierbelegging. Hulle weet jou finansiële ouens praat van papierbelegging. En dit is aandele, dit is effektebeurse, dit is beursverhandelinge fondse, dit is mutual funds. Sommige mense noem hierdie, soos ek sê, papierbates. Maar dit is die 3 welvaartpyplyne, die 3 wat ons oor gaan praat hierso, wat vir jou maklik is. Vir eendag, ek het vir jou in die vorige program gesê, dit is eintlik baie maklik. En dis wat ek beleef het in my lewe. So nou daar is 'n klomp strategieë in elk van hierdie pyplyne, elkeen van hulle, maar hier is wat ek wil hê vandag wat jy moet verstaan. Eerstens, statisties gesproke, doen die meeste mense wat rykdom opbou, dit deur besigheid en eiendom. So met 'n besigheid begin, en hulle sal hom, soos die Engels mooi sê, hulle sal hom compound. They will reinvest into their business, of so ook in eiendom. Met besighede wat eiendom ver oortref natuurlik. Jy kan baie vinniger, baie groter in 'n besigheid bou as wat jy in eiendom kan bou. Eiendom is 'n baie langtermyn proses. Besigheid is die nommer 1 pad na rykdom, en ek praat hierso van wat nie my ervaring noodwendig is nie, ek praat hier van wat die kenners sê wat dit betref. Waar eiendomsbesigheid die betroubaarste pad na rykdom is. En papierbates meer 'n plek is om jou rykdom te parkeer sodra jy dit gemaak het. So daar ek dit vir jou in 'n eenvoud vir jou beskryf. So hier is wat ek wil hê jy moet kry. Elkeen van hierdie pyplyne het unieke eienskappe. Maar daar is unieke kenmerke aan hierdie pyplyne, en daar is unieke kenmerke asook in jou lewe. So wat ek vir jou probeer sê is, saam met hierdie unieke kenmerk in hierdie pyplyn, hierdie besigheid, of hierdie unieke kenmerk in jou, is dit 'n wen-wen resep. Jy moet daai vind. Moenie, as syfers nie jou ding is nie, moenie op die aandelemark gaan speel nie. Vind wat jou niche is. Die Amerikaners praat van 'n sweet spot, en ek hou nogal daarvan, maar vind wat jou niche is, vind wat vir jou lekker is, en begin dit te doen. God het iets wat by jou pas, en hoor hom, bid, en vra hom, en hy sal vir jou gee. So as jy jonk is, en baie tyd het, wonderlik. Ek kyk terug na my lewe, ek is 60 jaar oud, en ek kyk terug na my lewe, dan sê ek net, ek wens ek het hierdie goeders, iemand het my net hierdie goeders geleer toe ek jonk was. En daarom moes ek self leer, self-educate, ek het in die vorige program vir jou genoem, is dat ons moet kennis hê, my volgaan te gronde wees gebrek aan kennis, ons moet leer. So, daar's paar pyplyne en strategieë wat perfek vir jou is, as jy jonk is. As jy ouer is, en agter is met jou spaargeld, met jou skatkis, het ek goeie nuus. Daar is nog steeds pyplyne wat goed vir jou is. Jy moet hulle net vind. As jy meer geld as tyd het,
is daar 'n pipeline strategie wat perfek vir jou is. Definitief. As jy meer tyd as geld het, is daar pipeline wat by jou sal pas. Daar is 2 strategieë waar jy letterlik rykdom, where you can just get it out of the thin air, uit die lug uit kan skep. En wat is dit? Dis kontantvloei. Jy kan hê sonder geld om uit jou sak uit te haal. Om kontantvloei te skep, sonder om kontantvloei uit jou sak uit te haal. Dis 'n pragtige ding. Hierdie is 'n wonderlike, dis wat jy eintlik wil hê. So wat probeer ek sê? Daar is 'n pipeline wat by jou pas. Maak nie saak wat jou seisoen, jou vaardigheid of jou roeping is nie. Maak nie saak nie, daar's 'n pipeline wat by jou pas. Hoor julle? So asseblief, vind dit. Dit is nooit te laat nie. Maak nie saak waar jy is nie. Jy sal dit kry. Die derde bewese finansiële beginsel, dit is my belangrike een en 'n mooi een hierdie. En dit is leverage, die leverage beginsel. Ek wil nie hom eers in Afrikaans noem nie, want dit gaan jou net lekker deur mekaar maak. Leverage beginsel. Party van julle mag nou dink, Steven, wat is leverage in besigheid? Want ek staan 5 uur in die oggend op om 8 uur by die werk te wees en ek loop, die laaste een wat loop 6 uur of 8 uur maak ons toe en ek kom by die huis en ek's moeg en uitgebrand en ek gaan kyk net so tweede TV-program, my geliefkoester is sepies en dan gaan slaap ek en môreoggend ek weer 6 uur op en so aan. Daar's niks leverage in dit nie. Daar's niks leverage in dit nie. Leverage beteken, jy kan hulpbronne uitbrei of uitbou bo jou eie beperkings of beperkinge. So hier is die ding. Niemand bou rykdom sonder leverage nie. Het jy gehoor wat ek sê? Jy gaan nie rykdom, onthou nou, jy gaan nie die rykdom kry deur 10de te gee en te saai nie. Jy met jou land bewerk en jou land wil jy leverage. Begin die dinge vir julle bymekaar kom hierso. Jy wil land leverage. Jy wil ook nie toil nie, because the blessing of the Lord makes rich. So we need to find out what's the blessing. Deuteronomium 18 vers 1 sê, dis die Here jou God wat jou die krag, die vermoë gee om rykdom te verwerf. So jy wil weet, wat is die vermoë, hoe kan die rykdom verwerf? Ek wil nie toil in my land nie. God se seën is daar, dit reën op jou land en op jou, die guns van die Here op jou, die Heilige Gees bekragtig jou, en nou weet jy hoe om jou land te leverage. Baie belangrik. Jy het beperkte tyd en beperkte geld. Dit beteken sonder leverage spandeer jy jou tyd en geld net op een plek. Heeltyd net op daai een plek. Heeltyd net op daai een plek. Jy is in 'n rat en dan kan jy dit nie op 'n ander plek spandeer nie. So hier is die goeie nuus. Die wêreld het onbeperkte tyd en as ook dit het onbeperkte geld. Hoor wat ek jou sê. As jy begin leverage, daar's altyd onbeperkte geld. Jy kan dus saamwerk met die hulpbronne van ander om 'n impak te maak. Leverage neem jou moeite en vermenigvuldig jou resultate, omdat jy met die hulpbronne van ander nou mee saamwerk. Baie belangrike beginsel hierso. So kom ons kyk na 'n paar voorbeelde, sommer net so verniet, ek gee dit vir jou. Finansiële leverage, tyd leverage, dis alles. Hoe gaan ek tyd beter kan leverage? Hoe gaan ek my finansies beter kan leverage? Hoe gaan ek tegnologie en stelsel leverage? Hoe gaan ek kommunikasie en bemarking leverage? Hoe gaan ek netwerk en verhoudings leverage? Hoe gaan ek my kennis leverage? Of ervaring? So wat die meeste mense dink wanneer hulle aan leverage dink, is om ander mense se geld te gebruik. Ek het dit so baie gehoor en ek was in daai trap gewees. Soos wanneer jy 'n lening by 'n bank neem om inkomste genererende eiendom te koop. En dis nie noodwendig wat dit is nie, dis hoe jy ander mense se tyd gebruik, want jy is net beperk tot 24 uur, maar nou wil ek ander mense se tyd gebruik, ek wil dit leverage, sodat daai tyd vir my geld kan leverage, en nog meer kan maak. Dis die vermenigvuldigende konsep, beginsel wat uit die Bybel uit is. So, of dit nou tegnologie, stelsels is, of jy nou ambag is, of jy nou professionele beroep is, maak nie saak, jy kan net soveel in 'n dag doen, mense. Jy het net 24 uur, en ons weet hoe die tye van die lewe is, net meer demanding. So deur te leverage, is hoe jy 'n skaalbare model een keer opstel, net een keer, sodat die stelsels, die werk, 1000 keer meer nou vir jou kan doen. Dis wat jy graag wil doen hierso. Leverage dit, is hoe jy met miljoene kommunikeer vir dieselfde moeite, eerder as dit deur 1-tot-1 netwerk en verhouding. Jy wil nie dit doen nie. Leverage dit is hoe jy ander mense se hulpbronne en kontakte gebruik. Sodat jy nie tot jou eie beperk is nie. Om kennis en ervaring te leverage
is hoe jy ander mense se kundigheid nou begin gebruik ook. Sodat jy nie tot jou eie beperk is nie. Al daai is leverage. So, gaan na 'n goeie boekwinkel toe, gaan kry vir jou 'n boek oor leverage en leer daai, want dit sal 'n goeie les vir wees, 'n kennis wat jy optel. So kom ons maak 'n bietjie meer werklik hier vandag. Ek gebruik hierdie tegnologie. Ek sit hier so in 'n studio en ek sit hier so voor kameras. Ek gebruik hierdie tegnologie om dit aan jou te lewer. Ek gebruik die internet. Ons neem hierdie op en nou kan jy soveel keer na dit gaan kyk as wat jy wil. Jy kan dit stop, jy kan dit pause, jy kan weer daarna kyk, jy kan dit rewind ensovoorts. So ek hoef nie 'n one-on-one coaching met jou te doen nie. Ek gebruik kennis leverage nou hierso. Ek leverage my kennis. Sien julle die krag agter hierdie? En ek sit hom op 'n sosiale media platform wat ek ook myself mee met inlig of ek leverage, ek werk met mense wat my kan help daarmee. So ek het 'n doktersgraad. Dus ek probeer nie nou spog hierso, ek probeer 'n punt maak. Ek het noudag getel, ek het oor die 3000 boeke in my biblioteek. Ek kan alles deur 'n koninkrykslens hardloop nou. Want ek het kennis opgedoen. Ek het geleer. Ek het al duisende rande spandeer aan coaches, aan gurus en kursusse. Baie in my lewe gedoen. Ek het 'n paar rand gemaak en ek het 'n paar rand verloor. Ek het eers vir myself toe geskryf het sê ek het 'n miljoen rand gemaak en ek het ook 'n miljoen rand verloor en dit is daar al geraak, maar ek wil net eerder sê ek het 'n paar rand verloor. Ek wil nie so sleg geklik nie, maar laat ek nou klaar gesê. So omdat ek nie risiko bestuur verstaan het nie. Ek het 'n boldness in my. Jy weet ek doen eers en dan dink ek. Dis deel van my persoonlikheid. Ek doen dadelik. Ek is maklik oortuigbaar. Nie in die sin van ek wil altyd in 'n saak glo. Ek wil graag iemand glo. Jy weet ek is nie baie skepties nie. Maar so hoor wat ek hier probeer sê. So ek het nie goeie risiko bestuur toegepas nie. En dis waaroor ons nou gaan praat. So ek het al hierdie dinge gehad en draai wat. Ek kan jou nou help omdat ek het gestudeer, ek het kennis opgedoen, ek het ervaring opgedoen, ek het selfstudie gedoen, ek het bly leer en ek kan jou nou help om vinniger en verder te kom. Jy hoef nie die selfdoen roete te volg nie. En dit het my 20 jaar geneem. Ek sê 20 jaar is eintlik baie meer om hierdie goed uit te pleis. So die rede waarom die meeste mense wat rykdom opbou dit deur besigheid en eiendom doen, is as gevolg van leverage geleenthede. Dis die rede kom dit doen. So jy bou nie rykdom deur die magic van saamgestelde rente nie, die compound interest nie. Jy doen dit deur geleenthede te leverage. En wat ook al daai geleenthede dan ook al mag wees. So ek wil hê jy moet dit hoor. Elke beperking wat jy met groei en vooruitgang het, daar is altyd 'n oplossing deur leverage. Het jy gehoor wat ek nou vir jou gesê het? Daar's altyd 'n oplossing deur leverage. Daar's 'n rede waarom dit 'n beperking is, want daar's 'n hindernis. En jy met daai hindernis, daai ceiling in jou lewe, moet jy deur leverage breek. Dis omdat jy die toegang tot iets het nie. Maar raai wat? Iemand het, iemand doen, iemand weet, iemand kan leverage met dit. Wel Steven, ek is te jonk, of ek is te oud, of ek weet nie genoeg nie, of ek het nie genoeg geld nie. Weereens, raai wat? Al hierdie kan met leverage oorkom word, en dit is goeie nuus. Dit kan. So hier is wat leverage doen. Leverage is letterlik hoe mense 30 jaar van hul aftreeplan afsny, en jy gooi 40 jaar se opbrengste in 10 jaar se resultate in. Dis wat leverage doen. Wat gaan jy doen indien jy al vir 30 jaar werk en daar's 'n anniteit of 'n pensioen of wat ook al uitbetaal? As jy op daai ouderdom jou skuld wil afbetaal, dat jy nie wys met jou geld gewerk het, maar God is genadig. Maar as jy dit wil kom en jy sê, maar ek kan dit nou leverage, dan vat jy 40 jaar en jy sit dit in 30 jaar of in 10 jaar resultate in. Dus is leverage een van die belangrikste beginsels om welvaart te bou. So kom ons kyk na die 4de bewese finansiële beginsel, risikobestuur. En ek wil jy met 'n rugbyspan voorstel. Hier is 'n belangrike ding wat ek nou met jou gaan deel hierso, baie crucial. 'n Rugbyspan voorstel wat so 'n effektiewe verdediging het dat hulle nooit punte aan hulle teestanders sal afstaan nie.
daardie span sou moeilik wees om te klop, omdat hulle opponente nie baie punte hoef aan te teken om te wen nie. Want hulle kan nie, die verdediging is net te sterk. So dieselfde geld vir belegging. Leverage is die offensiewe helfte van die beleggingsspel. Dis wat leverage is. So sodra jy 'n goeie idee het, kan jy opskaal met leverage nou. Sodra jy 'n goeie idee het. So risikobestuur is die verdedigende helfte van die beleggingsspel. Dis wat risikobestuur is. So kom ek sê dit net weer vir jou, dat jy kan verstaan. Leverage is die offensiewe helfte, die verdedigende helfte, of die aanval, helfte van die beleggingsspel. Want sodra jy 'n goeie idee het, kan jy opskaal met leverage, maar risikobestuur is die verdedigende helfte van die beleggingsspel. Risikobestuur leer jou om meer te maak deur minder te verloor. Baie belangrik hierdie. So die doel van risikobestuur is dus om seker te maak dat jou verliese nooit so groot word dat jy nie kan herstel nie. En ek het 'n bietjie 'n sommetjie gemaak daaroor en ek sal nou 'n bietjie daar kom wat nogal scary is, maar ek hou van wat Warren Buffett se beleggingsreël is. Hy sê, reël nommer 1, moenie geld verloor nie. Reël nommer 2, moenie reël nommer 1 vergeet nie. Jy wil nie geld verloor nie. Dis pijlvol. So wanneer dit by belegging kom, is jou verdediging net so belangrik soos jou aanval. Jy hoor wat ek sê hierso? Jou verdediging is net so belangrik soos jou aanval. So ek gaan jou die storie vertel, en dit is 'n ware verhaal van 'n $98 miljoen les wat geleer is. Daar was 'n ou wat $100 miljoen geërf het, en hy was 'n Christen. Hy was 'n koninkryksman gewees. Hy wou sy geld vir die koninkryk gebruik het. En hy probeer om sy geld te gebruik om sy stad te verander, om invloed, om 'n impak in sy stad te hê. En niemand vra hom toe eendag hierdie vraag. Hulle vra hom en sê, wat is jou geheim om hierdie rykdom te bestuur? En hy antwoord, ek doen net wat die Heilige Gees vir my sê, wat ek hoor hy vir my sê. Nou kom ons stop net gou daar. Tot op hierdie punt klink dit absoluut 100%, en dit is Bybels, ek doen dit in my lewe. Ek maak staat op die leiding van die Heilige Gees elke dag van my lewe, elke oomblik van my lewe. So moenie my misverstaan hierso nie. So almal wat hierdie gehoor het wat hierdie man sê was baie geïnspireerd. Sommige het skuldig gevoel, omdat hulle nie na die Heilige Gees luister nie, hulle meer bid en die Heilige Gees hoor, en hulle was beïndruk geweest. Maar totdat hulle later uitgevind het dat hierdie man het sy $100 miljoen netto waarde tot $2 miljoen laat groei het. Hy het $98 miljoen verloor deur net te doen wat hy die Heilige Gees hoor sê het. Moenie nou hierso afsit nie. Luister wat ek vir jou wil sê. Moenie hoor wat ek nie sê nie. Okay? Want dis belangrik, moenie hoor wat ek nie sê nie. Deel van jou rentmeesterskap is om dinge met die Heilige Gees te doen. Dis deel van jou rentmeesterskap. Maar was daar al ooit iemand hier wat die Heilige Gees verkeerd gehoor het? Hy het gepraat, ek interpreteer hom deur filters. Ons almal het filters. Hoe ons luister, hoe ons hoor dit emosioneel, ons hoor dit tradisioneel, ons hoor dit deur hoe ons opgegroei is, en hoe ons dinge beleef het, en ervaring, en deur pyn, en al daai, dis alles filters van hoe ons die Heilige Gees hoor. Maar as jy 'n suiwer lyn het hoe jy die Heilige Gees hoor, amen, dan luister jy net wat die Heilige Gees vir jou sê. Maar ek wil jou prakties so help vandag. Ek weet ek het, en dis 'n verleentheid. Dis absoluut 'n verleentheid. Ek het kwaad geraak vir myself, en dit het my ook mismoedig gemaak. Maar hier is wat gebeur wanneer jy verkeerd is om God met jou geld te hoor. Dit beteken, jy het sopas geld verloor. Jy kan nie die Here die skuld gee nie. God praat altyd reg, God praat altyd akkuraat. Dis wat ek gepraat oor Elisa, hy het die Here gehoor, hy het 'n woord van God gekry. En ons wil dit kry, ons wil dit hoor, jy moet die stem van die Here oefen in jou lewe. Maar Steven, ek hoef nie deeglike ondersoek te doen nie. Ek volg net die leiding van die Heilige Gees. Ek het dit al so baie besig en nie so gehoor. En ek was ook daar gewees, by the way. En dit klink geestelik, dit klink regtig goed, maar is eintlik net dom. Asof die Heilige Gees jou nie kan lei in jou behoorlike ondersoek en analysering nie. Want dis wat hy wil doen. Ek hoor die Heilige Gees dat ek moet belê. Yes. Maar nou moet ek op verder hoor in die ondersoek van daai belegging en dit te analiseer.
Jy moet dit inspekteer. Jy moet daarna gaan kyk. Jy moet agtergrond kry. Ons noem dit in Engels 'n mooi woord due diligence. Jy moet due diligence gaan doen. Kyk na jou mark. Kyk na jou verkope. Kyk hoe relevant dit nog is. En dis waar jy die Heilige Gees hoor. Dis waar jy saam met hom in vennootskap is. So wysheid gaan impliseer dat jy na die Heilige Gees gaan luister en behoorlike ondersoek gaan doen. Want hier is die probleem met groot verliese. Hier is die sommetjie wat ek julle van gepraat het. Die probleem met groot verliese is dat dit moeilik is om van te herstel. Ek het die finansiële vrykursus al duisende mense aangebied. En al die mense, nie al die mense, ek sal sê 98% van die mense, het na my toe gekom vir my sê, hulle was in besigheid gewees en het baie geld verloor. Waarom verloor jy geld? Ek bedoel, as jy verlies tot 10% het jy 11,1% nodig om te herstel. As jy 'n verlies van 25% het jy 33% wins nodig om te herstel. As jy 'n verlies van 50% het, dan verg dit 100% wins net om gelyk te breek. En as jy 'n verlies van 80% verg dit 'n 500% wins net om terug te kom waar die belegging weer begin het. En dis eintlik waar meeste mense handdoek ingooi. Steven, wat probeer jy vir my sê? Ek sê, die wyse belegger wat jy is, gaan risikobestuur gebruik met die leiding van die Heilige Gees. Due diligence. Luister wat Salomo, die rykste man in die geskiedenis oor risikobestuur gesê het. Hy sê, a prudent person, this is in Proverbs 22 verse 3 in the Passion Translation. A prudent person, a wise person with insight foresees danger, coming and prepares himself for it. He foresees dangers, coming and prepares for it. But the senseless rush blindly forward. Die dom mens. The senseless rush blindly forward and suffer the consequences. So don't run blindly forward. Be a wise person. Ek wil jy moet kyk na hierdie frase. It says, it foresees danger, the wise person foresees danger, coming and prepares himself for it. He foresees danger coming. Due diligence. Dit is risikobestuur in aksie, mense. Die boodskapvertaling, kom ek gee vir julle mooi in Afrikaans, stel dit selfs meer kras. Hy sê daarso, 'n slim mens weet wanneer gevaar draai. Hy weet hoe om dit te vermy. 'n Dom mens ken nie die lewe nie, hy sukkel maar net aan. Vandag moet jy vir jouself vra, sukkel jy maar net aan. Dan moet jy luister na hierdie skrif. 'n Slim belegger sal na die stem van die Heilige Gees luister en risikobestuur toepas. Hulle gaan na die Heilige Gees luister om hulle te help om gevaar te voorsien en dan sodoende voorsorgmaatreëls te tref. Wat wil jy hê? Jy wil beide aanval en verdediging hê. Reg? Dis wat ek met jou praat hierso. Dis die verdediging en die aanval beginsel. Rassie Erasmus sê die volgende. Kan jy dit glo? Offense sells tickets, but defense wins championships. Onthou dus, leverage is daardie offensiewe helfte van die beleggingsspel. Maar finansiële risikobestuur is hoe jy die verdedigingskant van die beleggingsspel gaan speel. Die 5de en die laaste bewese finansiële beginsel is die volgende. Belastingvoordele. Ek gaan vinnig deur hierdie, is 'n bietjie boring, maar is net om kennis deur te bring na jou toe. As jy gedink het rykdom welvaartskepping gaan oor hoeveel jy verdien, sou jy verkeerd wees. Dit gaan oor hoeveel jy hou of spaar. En die grootste uitgawe tussen jou verdienste en jou spaargeld is altyd belasting. Is belasting. So niks anders kom naby dit nie. So dis hoekom die onwettige beheer, en ek sê die onwettige beheer van hierdie uitgawe die 5de essensiële welvaartboubeginsel is, of welvaartskepping is. So het jy opgemerk, ek het gesê wettige beheer hierso, 'n wettige beheer van hierdie uitgawe, want ek beloof jou, jy lyk nie goed in 'n oranje pak nie. Maar Dawie Rood sê 'n mooi ding, hy sê jy moet nie te veel belasting betaal nie. Ek haal nie die hele ding aan wat hy gesê het nie, maar hy sê hierso is dat betaal net wat nodig is. Wettiglik. Hy sê dit daar, wettiglik. So moet egter nie ophou om belasting te betaal nie. Dis nie want dis wat ek sê, maar betaal so min belasting as moontlik. So baie besighede en welgestelde individue gebruik internasionale strukture
Jy kan hier vir jouself nog gaan oplees. Ek gee jou net riglyne. Ek wil jou net op die spoor sit dat jy kan gaan kyk waarna om te gaan kyk. Hulle gebruik internasionale strukture om die geld wat hulle aan SARS moet betaal te verminder. Jy kan uitstekende oorseese beleggings in Mauritius hê om dit daar te belê. Dis heeltemal wettig om dit te doen. Dis egter dis slegs geskik wanneer die persoon of jy weet die welvaart die voorspoedige persoon of 'n maatskappy elke jaar met 'n groot bedrag geld te doen het. Dis alleenlik dan moontlik. So dis duur om dit te doen, met ander woorde. Ek het R1 miljoen byvoorbeeld, dit maak nie finansieel sin om dit dan so te doen nie. Ek praat van meer geld. So vir gewone Suid-Afrikaners stel ek voor jy raadpleeg 'n belastingspesialis dan as jy dit so wil doen. Maar daar's 'n manier om minder belasting te betaal. Dis wat ek wil oordra. So die eerste is 'n belastingvrye spaarrekening op jou beleggings. Aftreespaargeld is 'n ander manier om belastingvrye inkomste te maksimeer. Om aan spesifieke liefdadigheidsorganisasies te skenk, kan 'n goeie manier wees om jou belastingrekening te verlaag. Om van jou huis af te werk kan 'n ander manier wees om jou belastingaftrekkings te verminder. Dis moeiliker om dit te navigate omdat 'n tuiskantoor-aftrekking geëis word as gevolg van 'n streng kriteria. In die verlede was dit baie makliker geweest, maar dit is nie vandag meer so maklik nie. En dan tegnologiese veranderinge wat ontwikkelings soos Bitcoin insluit het die finansiële landskap heeltemal verander. Veral met SARS kyk heeltemal anders na dit ook nou. So die impak van buitelandse valutabeheer is beperk aangesien mense geld wêreldwyd deur kriptogeld eenheid nou kan beweeg. En SARS het baie meer begin wakker raak wat dit betref. Maar daar is maniere en daar is wyse om dit reg en effektief te doen. Huurinkomste. Onthou nou, ons belê in 'n eiendom vir kontantvloei. Dis waaroor ons gepraat, maar daar's geen wettige manier om belasting op huurinkomste in Suid-Afrika heeltemal te vermy nie. Jy kan nie. So jy kan egter wettiglik jou belastinglas verminder deur alle toelaatbare aftrekkings te eis en bewus te wees van spesifieke vrystellings. Versuim om huurinkomste te verklaar word as belastingontduiking beskou en kan lei tot ernstige boetes, rentes en selfs kriminele vervolging. So trek toelaatbare uitgawes af. Jy kan dit doen. Vir belastingdoeleindes word 'n huureiendom soos 'n besigheid behandel wat jou toelaat om uitgawes af te trek wat aangegaan is tydens die produksie van daardie huurinkomste. Jy kan dit so doen. Eiendomsverwante uitgawes, bondrente, jy kan die rentgedeelte van die huisleningsbetalings aftrek, maar nie die kapitaal terugbetaling nie. Dan tariewe, belasting en heffings, munisipale tariewe, eiendomsbelasting, sekuriteitsfooie, body corporate heffings en al daai is aftrekbaar. Jy kan dit doen. Herstelwerk en instandhouding, kostes om die eiendom om te sien, jy kan dit aftrek. Dis kapitaaluitgawes. Maar dit is ook nie onmiddellik aftrekbaar nie. Dan versekering, premies vir huisversekering is aftrekbaar, maar versekering vir huishoudelike inhoud is nie. Tuindienste, die koste vir die instandhouding van die tuin is aftrekbare uitgawe, as jy by die huis werk natuurlik. Nutskoste, herstelwerk, as jy die koste vir elektrisiteit en wat ook al fout is in jou huis, dit kan afgetrek word. So daar's vinnig net 'n opsom wat ek vir jou gegee het, en dan hier proseskoste, huuragentefooie, die kommissie op bestuursfooie wat aan 'n boedel of huuragent betaal word, dis aftrekbaar. Advertensiekostes kan ten volle geëis word. Regskostes kan afgetrek word. Ander moontlike aftrekkings sien ons soos waardevermindering, slytasie. As jy 'n gemeubileerde eiendom verhuur, dan kan jy 'n jaarlikse afskrywingsaftrekking vir die meubels en toestelle eis. Dit is aftrekbaar. Die bedrag hang af van die waarde van die items natuurlik. En dan is daar 'n artikel 13 wat ek seker so 2 jaar terug opgelees het, wat sê beleggers wat ten minste 5 nuwe en ongebruikte woonhede in Suid-Afrika besit, kan 'n jaarlikse belastingafslag van 5% van die koopprys eis. Jy kan dit doen. So wees bewus van gedeeltelike huurreëls. Met ander woorde, wat ek vir jou sê is, as jy slegs 'n gedeelte van jou huis verhuur, byvoorbeeld 'n kamer of 'n buitewoonstel, wat baie mense, waar ek nou bly in Port Elizabeth, feitelik elke huis doen dit daarso, kan jy slegs 'n persentasie van gedeelde uitgawes aftrek, soos tariewe, belasting en bondrente. En hierdie persentasie moet dan natuurlik bereken word deur die gehuurde area te deel deur die totale oppervlakte van jou eiendom. Dis hoe jy daar kan aftrek. Maar die feit van die saak is, wat ek probeer sê is, dit kan gedoen word. Dis onthou wat ek hier met jou praat is, in die vorige sessie het ek gepraat, wat het jy in jou hand? Jy kan begin en leer daai. So bestuur jou huurverliese. As jou toelaatbare uitgawes vir die jaar hoër is as jou huurinkomste, kan jy huurverlies hê.
Jy kan dit eis. En hierdie verlies kan gewoonlik teen jou ander belasbare inkomstes afgereken word. Maar, hier's 'n groot maar, SARS het anti-ontdekkingsreëls wat die verliese in sekere gevalle kan, wat hulle noem ring-fenced. SARS word baie slim. So as jou verliese ring-fenced is, kan dit slegs vorentoe gedra word om toekomstige huurwinste te verreken. So om dit te vermy, moet jy SARS kan oortuig dat jy 'n egte besigheid bedryf deur die verhuur van jou eiendom. Jy gaan dit moet kan bewys. So 'n ander een is dissipline, hou noukeurige rekords van alles. En dan raadpleeg 'n professionele persoon. Dit is bly die belangrikste. Ek sluit af deur vir jou te sê die 3-pootpot van welvaartskepping, 'n opsomming daarvan. Nommer 1, vennootskap met God. Tweedens, verhoog jou kontantvloei. En derdens, belê om te vermenigvuldig. Ek het gesê dat welvaartskepping is net so sterk soos jou swakste been. En ek wil hê jy moet neerskryf watter geldskyf jou swakste been is. In hierdie geldskywe waarvan ek gepraat het. Wat is jou swakste been? Want dis waarna jy wil gaan aandag gee. As dit byvoorbeeld vennootskap met God is, dan moet jy aandag daaraan gaan gee. So hier is goeie nuus. Wat ook al jou swakste been is, van jou 3-poot is, 1, 2 of 3, of selfs, miskien almal, ek wil jy moet dit kry. Jy moet dit neerskryf. Persoonlike finansies is leerbaar. Jy kan gaan leer, gaan kry boeke, gaan doen hierdie, luister weer na wat ek hier met jou gedeel het. Dis bloot 'n vaardigheid wat niemand jou ooit geleer het nie. Ek het dit definitief nie geleer, ek moes dit self leer. Onthou, my volk gaan te gronde weens 'n gebrek aan kennis. Jy kan hierdie kennis verkry. Geld is nie misterieus nie. Ek is definitief nie 'n boekhouer nie. Maar ons kan die basics van hierdie goeders leer. En dis eintlik onvoorspel, of laat ek my rephrase. Dis eintlik voorspelbaar as jy daardie 3 geldskywe volg, dan kan jy welvaart bou. So eenvoudig as ek hier vir jou uitgelê het. Want dis wat ek wou gedoen het. Ek wil dit vir jou vereenvoudig het. En ek glo meer geld beteken meer impak, soos ek gesê het. En een van die beste maniere om hierdie wêreld te beïnvloed, is dat jy voorsiening het vir jou visie, vir jou lewensmissie. As ons sou neerskryf wat jy met geld wil doen, sou ons baie wonderlike dinge sien. Soos ons om meisies te red wat uit mensenhandel kom. Om beter ervaring vir jou gesin te bied. Reiservarings. Om wêreldsending te gee voor. Die voorsiening van lopende water in ons rural gebiede. Om geletterdheidsprojekte op die been te bring in ons stede. Daar's baie wonderlike dinge om 'n impak te kan maak. Wat as net 'n 10de van daardie dinge gebeur, waarvan ons nou praat? Elkeen wat hier so luister, net 'n 10de, dit sou letterlik die planeet transformeer. Luister, God lig koninkryks welvaartskeppers soos jy. Hy rig hulle op wat 'n hart het om die verloop van wêreldgeskiedenis te vorm sonder om 'n goue kalf te bou. Want dis nie waar dit gaan nie. Ek is hooi ouwe tyd hier maar ek sluit af met hierdie, neem aksie. Ek weet nie van jou nie. Dis tyd dat Christene opstaan en die soort mense word wat die gewig van seën kan dra sonder dat hulle gaan verpletter. 'n Joseph Company. So gegeewe alles wat ek jou vandag vertel het, hier is die waarheid. Om nie op te tree nie, is die duurste keuse wat jy kan neem. Jy moet optree. Jy kan alles wat jy hier geleer het in hierdie hele reeks. Om nie aksie te neem nie, sal die duurste keuse wees wat jy ooit geneem het. Jy moet aksie neem. En hier is die waarheid. Niks verander as niks regtig verander nie. Daarom kan jy niks aan die verlede doen nie, maar onthou jou verlede met geld voorspel nie jou toekoms nie. Met geld kan jy iets anders doen. Met geld kan jy impak maak om 'n ander soort finansiële toekoms te kan hê. Dit is wat jy met geld kan maak. Niemand ken die finansiële grense van wat hulle kan doen wanneer God by hulle finansies begin betrokke raak nie. Halleluja daarvoor. So onthou sy naam is verlosser, maar as ook sy naam is voorsiener. En dis wat hy vir jou is vandag. So maak nie saak hoekom jy in daardie finansiële put is nie. As dit jou eie slegte keuses was, is jou gebrek aan kennis, iemand wat jou vuil behandel het, 'n sakevernoot wat jou vuil of sleg behandel het, 'n egskeiding of jy in armoede gebore is of watter kaart jy ook al mee gedeel is, dit maak nie saak hoekom jy in hierdie finansiële put is nie. Sy naam is verlosser.
wat beteken, hy klim saam met jou in daardie put en hy lei jou uit in sy krag, nie in jou eie krag nie, en hy lei jou uit tot in die paleis. Halleluja, halleluja, halleluja. Blessings, ek hoop jy het geleer uit hierdie uit. Deel met my wat jy geleer het, deel met my wat jy doen, deel met my wat die Here vir jou doen, en die vennootskap wat jy saam aanpak, om 'n verskil te maak, 'n impak te maak in die samelewing, in hierdie koninkryk. Blessings.